seems far and wide, but I know we're all searching for an answer. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, we worship. We bow before you. It's Jesus. Dan wil je samen met de Heer volgen. Leg je handen op. Loof de Heer met je eigen woorden. We worship you, oh Lord. We bow before you. There is no one like you.
Ja, Here, in hierdie oomblik, waar ons net voor U buig. Ons wil U die eer gee. Daar is niemand soos U, die Here. Daar is niemand soos U, die Here. Ons aanbid U, Here Jesus. Here, ons vra nou in hierdie oomblik dat U net hier sal neerdaal. In hierdie oomblik, Here, dat ons so bewus is van U, dat ons net kan ons net 'n oomblik vat vanoggend en net bewus word van wie nou hier by ons is. Sit gerus en vertel my wat is fout met jou. Presies waar. Okay, dus. Wat het presies gebeur? Het jy 'n boom vasgeloop? Dit is baie snaaks. Sorry. Ek gaan vir jou bladderstroop voorstel en dit proef so sweet. So, dit is glad nie sleg nie. Moenie worry nie. Ek gaan jou op 1 week se bedrus sit. Sorry om te vra, maar wat se werk doen jy? Sekuriteit. Geen sekuriteit werk vir jou nie. Geen kerkoppas of geen huisoppas nie. Verstaan ons? Net bedrus. Okay. Pastoor Jock gaan hierdie Sondag preek oor Jesus die Geneesheer. As jy ook teen 'n boom vasgeloop het en jy kan nie kerk toe kom nie, dan is daar 'n live video op Facebook. Klok net na 9. Nooi jou vriende en familie om saam te kyk en ons sien jou daar. Kan ek jou kom sien? Hallo, goeiemôre broers en susters. Ja, dankie vir Ineke wat so kreatief is en ons help met dit. En sy is baie oulik, sy doen dit self. Haar hele produksie doen sy self. Skien ek net my kies reg kry. So, ons praat vandag verder oor Jesus die Geneesheer. Ons is besig met 'n hele reeks oor wat Jesus is. Ons het al soveel goed al gekyk. Hy's 'n herder en hy's 'n bouer en al die verskillende fasette van Jesus. En ons gaan vanoggend by een van die goed stil staan wat ek dink net so kenmerkend was eintlik vir my een van die mees kenmerkende goed wat Jesus gedoen het toe op aarde was. Hy het mense gesond gemaak. So Jesus die Geneesheer. Die woordjie Geneesheer, Engels physician, kom van hierdie woordjie physical af. Dit beteken eintlik the one who is skilled in the art of physical healing. Nou die vraag is, dink jy, is Jesus vaardig in die kuns van fisiese geneeskunde? Ja,
natuurlik. Hoekom? Hy het ons gemaak. As daar iemand is wat weet hoe werk jou liggaam, is dit die skepper, jou maker, wat jou gemaak het. Jesus het ons gemaak. Nou, hy het ons siel, gees en liggaam gemaak. So, hy is besorgd oor jou siel, né? Hy is besorgd oor jou gees. Sal hy dan nie ook besorgd wees oor jou liggaam nie? Hy kan net oor 2/3 van wie jy is besorgd wees. So jou liggaam, die toestand waarin jou liggaam is, en verseker die siektelike toestand waarin jou liggaam is, sal vir God baie, baie belangrik wees. Nou, ek wil begin omdat ons kyk na 3 maniere. Die Here maak op 3 maniere gesond. Nou, ek hoop jy het jou notas daar, en ek hoop jy het 'n pen hier, en jy kan sommer nou soos 'n deurgang en 'n bietjie daar invul. Het is belangrik om 'n bietjie deur jou notas te werk en dit in te vul. Goed, dit is 'n manier vir jou om dit te leer. Ek is hier om te leer. Ek hoop jy is ook vandag hier om iets by die Here te leer, en hopelik kan ons soveel as moontlik van dit onthou. Okay, so, daar's 3 maniere hoe die Here gesond, maar nie almal weet dit nie. Dis groot misverstande rondom hoe die Here gesond maak. Goed. Die eerste manier is God maak natuurlik gesond. Dit is natuurlike prosesse in jou liggaam hoe God ons genees. As jy jou vingers sny en daar begin te bloei en daar is 'n natuurlike proses dat jy kan gesond word nie, gaan jy uitbloei en doodgaan. So daar's amazing goed wat binne in jou liggaam aangaan, die hele tyd, om deur jou immuunstelsel en deur soveel mediese prosesse jou net natuurlik te genees. Dit het niks te doen met jou geestelikheid. Maak saak wie wat jy is. As jy liggaam het, dan word jy natuurlik gereeld genees. En ek wil hê moet vanoggend dit kan erken in jou lewe, dat dit is 'n werk van God in jou lewe. God het jou gemaak, en God het jou so gemaak om jouself natuurlik gesond te maak. En ek dink as seker goed met jou gebeur en jy word van self gesond en van self beter, moet jy God die eer gee daarvoor in jou lewe. Okay, dis hy wat dit in jou lewe doen. Tweede ene is medisinaal. En hier vat baie mense mis. Die tweede manier hoe God gesond maak, God maak deur die geneeskunde gesond. God maak deur die wetenskap gesond. Ons wil die Here dank daarvoor. Het ek gou kyk, ek kan nou gou lekker 'n bietjie saamwerk hier. Wie van julle het al steke gehad? Okay, hier amper almal. Wie het al as meer as een keer al steke gehad? Ek kan onthou, ek en 'n paar vriende en my kleiner boetie, ek het by die skool, het ek vir my 'n baseballbat, 'n klein baseballbatjie het ek op die draaibank gedraai en ons speel ons die dag lekker daar by die huis, die baseball, en my boetie vat en hy slaan verwoedelik en ek staan hier agter, ek moet die bal vang en hy slaan verwoedelik daai bal en hy slaan hom mis en so met daai deur swaai, verloor hy daai bat, hy stap my op die oogbank. Okay. En ek koop, hier kom die top uit, dokter toe, nou het ek eens 'n paar steke kry. Wie van julle het al 'n been gebreek? Okay. Ek het ook al 'n paar ribbes gebreek. Wie van julle het al chirurgie ondergaan? Okay. Julle is 'n klomp messed-up mense. Weet jy, die waarheid is, ons gebruik die medisien en die Here doen wonderlike goed deur die medisien. Ek dank die Here vir medikasie. Ek dank die Here vir die wetenskap wat hierdie middele tot ons gee. Ek dank die Here dat ons toegang het, dat ons in 'n land bly, en dat jy in 'n gemeenskap leef waar jy toegang het tot wonderlike dokters en wonderlike medikasie en wonderlike hospitale wat lewens red. En ek sou verseker nie vandag geleef het, en die meeste van julle, as die was vir die wetenskap en vir dokters.
een van Jesus disippels. Lukas was self 'n mediese dokter. So, begin te sien hoe die mediese wêreld ook jou genees en is die hand van die Here. En baie keer om 'n hoofpynpil te drink en hy hoofpyn skiet, sê vir die Here dankie. Sê vir God dankie dat daar medikasie is wat jy tot toegang het, wat jou kan help. Ok, die derde ding, hoe God genees wonderbaarlik. Baie mense wil die eerste twee nie herken nie en sê net, God genees net wonderbaarlik. God genees bo-natuurlik. En dit is so wonderlik, en dis bietjie van die goed ons gaan kyk en stil staan ook vandag in die woord van die Here. Hoe God ook op hierdie wonderbaarlike manier genees. Ons gaan kyk na Markus 1, vers 40 tot 41, en ek lees dit vir ons uit die boodskapvertaling. Wat 'n amazing gedeelte. Is eintlik, dit gryp mens aan as mens sien hoe Jesus mense gesond gemaak. Dit is asemrowend. Gaan lees bietjie die evangelies. Op elke hoek en draai in die evangelies was Jesus besig om mense gesond te maak. Ons gaan na 'n paar kyk vanoggend en hierdie is so mooi. Hy sê op pad het 'n melaatse man, wat 'n verskriklike siekte. Het 'n melaatse man hom op sy knieë kom smeek. As u maar net wil, kan u my gesond maak. Dit het Jesus diep geraak. Uit meegevoel raak hy aan die man en sê, ek wil dit doen, word gesond. Daar en dan het hy gesond geword. Sy vel was weer soos 'n normale mense. Pragtig, wat Jesus nou iemand melaats is, eenvoudig net by hom kom, hom aanraak, en die man is op die oomblik, op die daad gesond gemaak. So Jesus maak gesond. Die Bybel is vol daarvan. En ek wil vir jou so 3 aanmerkings maak rondom Jesus as die geneesheer, maar ek wil dit doen deur om 3 vrae te vra vanoggend. En dat ons hierdie vrae deurwerk en antwoorde kry op dit. Goed, so die eerste vraag is, hoekom maak Jesus gesond? Hoekom is dit so kenmerkend aan Jesus se bediening dat hy gesond maak? Dit is 'n reguit vraag wat 'n baie definitiewe en eenvoudige antwoord het. Hoor mooi. Jesus maak gesond omdat hy mense liefhet. Dis dit. Hy maak gesond want hy het 'n passie vir mense. En hy het 'n passie vir mense wat swaar kry. En hy het 'n passie vir mense wat siek is. En daai liefde wat in die hart van God is, het Jesus ook gedryf om gesond te maak. En hy het die vermoë, hy skielik om gesond te maak. En dis hoekom hy dit gedoen het. Nou, ons het nou net gelees in Markus 1, vers 40. Hy sê, dit het Jesus diep geraak. En dan uit meegevoel. Maar dis wat Jesus hier dryf om hierdie melaatse ou aan te raak, is uit meegevoel. Die Engels praat van compassion. Dat hy compassion gehad. Jesus moved with compassion, sê die Engels. Toe hierdie ou sien hoe siek hy is en dat hy vir hom vra om hom gesond te maak. Matteus 14 vers 14, die boodskapvertaling sê, toe Jesus by sy bestemming aankom, het 'n groot skare hom ingewag. Toe hy hulle sien, het hy hulle baie jammer gekry. Hier sien ons dit weer, hy het hulle baie jammer gekry. Veral toe hy al die siekes sien wat op hom wag. Hy het dadelik begin om hulle gesond te maak. Is omdat hy mense liefhet. En ek wil hê jy moet in hierdie oomblik hierdie ding besef. As jy dalk vanoggend hier is jy dalk na ons Facebook uitsending kyk, ek wil jy moet hierdie ding nou besef. En dit is, as jy 'n siekte het, as jy in enige siekte toestand ly, ek wil jy moet weet, Jesus kry jou innig jammer. Hoor nou baie mooi.
Hy staan nie gevoelloos en jy is van 'n vasgevang in hierdie liggaam. Jy is vasgevang in hierdie siekte en God is God. Hy het seker baie ander goed waarmee hy moet besig hou as om te kwel oor jou probleempie. Luister hier, vir God maak dit saak. Jou siekte toestand maak vir God baie saak. En Jesus het baie aggressief toe op aarde was met siektes gedeel. Omdat hy dit nie kan verdra dat mense moet siek wees. Hy kry mense jammer en hy kry vandag jou baie diep en innig jammer oor die toestand waarin jou liggaam is. En hy kry jou jammer as jy in pyn is. En hy kry jou jammer as jou siekte toestand jou besig is om jou te beroof van die kwaliteit lewe wat God bestem het jy moet lewe. Want hy wil graag sien dat ons mooi gesond moet wees. So God het ons lief. En dis hoekom hy gesond maak. Party mense dink, Jesus het so baie mense gesond gemaak in die Bybel, want hy wou bewys dat hy God is. Hy moes bewys hê dat hy 'n seun van God is. Jesus het niks gehad om te bewys. Dit baie mooi. Jesus het nie die Torah bestudeer en gesê, goed, wat sê die Bybel alles? Wat is die messiaanse verwagting en dat ek aan hierdie verwagting voldoen nie? En daar iewers dalk gelees dat die Messias gaan eendag 5 mense gesond maak per dag. So nou het Jesus getel, as hy net by 4 was, bring nie vir my nog een, dat ek net ten minste by my verwagting uitkom. Jesus het nie probeer opleef teenoor die verwagting, wat doen die seun van God, wat doen die Messias? Nee, hy was die Messias. Hy was die een. Hy hoef geen verwagting te voldoen nie, want hy is dit. Hy is die ek is. Hy is alles gewees. Hy is die ek is. Ek dink daar is baie verkeerde leerstellings, verkeerde sienings rondom genesing. Een van hulle is, baie mense het hierdie Bybelse woord, Griekse woord, hulle weet presies hoe om te spel. En ek wil dit vir jou verduidelik. Baie mense ken hierdie woord verskriklik goed. Okay, jammer. Okay, jammer. Jesus het gesond gemaak in die Bybelse tyd, maar jammer wat van vandag. Jesus maak gesond, maar jammer wat van as kanker so ver bevorder het. Ja, maar ons bid soveel keer, en God het nog nie gesond gemaak nie. Ja, maar is ek goed genoeg? En sê, ja, maar gaan jou steel van jou geloof. Want dis wat die duiwel gebruik, as hy net iets in jou hart kan skuif, rondom die gedagte dat Jesus maak gesond, en Jesus gaan jou gesond maak. En ons bring hierdie woordjie maar in. En ek hoop na vanoggend gaan jy maar uit jou hart uitkry, uit jou gedagtes uitkry, uit jou spiritualiteit uitkry, want God sit nie maars nie, dit kom by genesing nie. God maak mense gesond. Jesus is die geneesheer, en dis wat hy doen. Wat Jesus nie is nie, en ek wil jy dit sommer invul daar op jou notas as jy kan. Jesus is nie 'n sensasiesoeker nie. Jesus is nie 'n sensasiesoeker nie. Hy het dit nie gedoen om skares te trek nie. Hy het dit nie gedoen omdat hy aandag gesoek het nie. Kyk, as jy mense kan gesond maak, kan jy baie aandag kry. Want dit is 'n geweldige behoefte wat die meeste mense het, is aan genesing. En Jesus het dit nie gedoen op 'n manier dat hy sensasie gesoek het nie. Hy was nie in dit vir die show nie. En as hy mense gesond gemaak het, hy ook nie 'n show gegooi nie. Vir Jesus was nie belangrik om mense te kan wys hoe maak hy gesond nie. Vir hom is dit belangrik, jy is siek, en jy het 'n geneesheer nodig, en die geneesheer van alle tye is nou hier, en hy is hier om jou aan te raak. En hy gaan jou gesond maak. Nou, inteendeel, weet jy wat doen Jesus? En hierdie is nogal weird. Hy sê, hy maak mense gesond. Dan sê vir hulle, moet dit nie gaan oorvertel nie. Hy het nie show gesoek.
wou nie 'n skouspel van genesing gemaak het nie. Inteendeel, hierdie gedeelte wat ons gelees het van die melaatse man, wat Jesus nou net gesond gemaak het, net gelees het. Hy net daarna sê die woord van die Here en hy het ernstig, gebruik die woord, hy sê en hy het ernstig hierdie man aangespreek. Okay? Ek dink as Jesus hierdie wonderwerk vir jou gedoen het, jy gesond gemaak het en hy roep jou en hy praat ernstig met jou, dan moet jy luister. En hy spreek hierdie ou aan. Hy sê vir hom, jy vertel vir niemand wat gebeur het nie. Gaan nou deur die Joodse prosesse. Jy gaan nou, jy gaan toon jou aan die priester en dat hulle jou gesond verklaar. Nou sê die Bybel, maar hierdie ou luister nie. En wat doen hy? Oral waar hy gaan vertel hy vir mense. Jesus het my gesond gemaak. Nou wat doen nou gebeur, wat die woord van die Here sê is, van daar af, omdat daai man dit nie geluister het, wat Jesus van hom gesê het nie, kon Jesus nie meer vrylik in die stede rondloop nie. En nou moes hy in die buitewyke gaan werk het en gaan bly het. So hierdie ou se getuienis het vir Jesus baie moeilik gemaak. Hierdie hoekom Jesus soveel mense gesê het om nie te gaan vertel want dit was nog nie sy tyd nie. En so hierdie woord versprei, so vinniger haas dit die dinge aan wat moet gebeur en sekere goed moes op sekere tyd gebeur. Kyk, Jesus was op 'n spesifieke tyd rondom die Paasfees gekruisig. En Jesus kon nie vroeër dat hulle ontvang en vroeër dat voor dit gebeur nie. Vandag is dit vir ons baie belangrik om vir mense te vertel as Jesus gesond maak. Baie belangrik. Maar dit is die rede hoekom Jesus in hierdie tyd nie wou gedoen het gehad het nie. Sy tyd was nog nie reg nie. Maar dis net weer eens op 'n bewys van Jesus het nie die sasie gesoek nie. Nou dis die ding is, baie mense het 'n gly gekry in goddelike genesing, waar God op wonderbaarlike manier gesond maak, as gevolg van hierdie skouspel wat dikwels van dit gemaak word. En baie mense voel maar dis feit en voel maar dis nie vir my nie. Ek wil vandag vir jou sê, jou genesing is iets tussen jou en die Here. Jou liggaam, dit wat jou liggaam nodig het, is 'n geneesheer en die geneesheer kan jou gesond maak. En ek dank die Here vir mense met hierdie wat gesalf is en wat so 'n goddelike bediening en roeping het om vir mense te bid en te word gesond. Ek dank die Here vir hulle. En ek dank die Here wat vir mense wat op 'n groot skaal dit doen. Soveel mense word onder die hand van die Here gesond deur hierdie bedieninge wat God oprig. Ek sê net pas op om van dit 'n skouspel te maak. En eintlik ek wil sê, jy het nie nodig om deel te wees van so 'n groot show om gesond te word. Dis iets wat baie persoonlik en baie privaat kan gebeur. Die Here maak gesond. Dis hy, die fokus lê op Jesus. Okay. Nog 'n misvatting. Jesus het nie in ontkenning geleef nie. Hy het erken mense se siektes. Hy erken die ou is verlam. Hy erken die ou is blind. Hy erken hierdie is 'n siekte toestand. Hy erken hierdie ouens het demone in hulle en hulle moet gesond gemaak word en hulle moet bevry word. En dit is baie keer het mense hierdie ding is hulle leef in ontkenning. Okay? Die ou sal so hoes dat hy nie 3 woorde agter mekaar kan sê as gevolg van die aanborstigheid nie. En van vra wat moet keer nie niks nie. Nee. Ja, en daai is deelike hoes nie, ek weet nie hoes nie, maar hy hoes. Okay. Nee, maar dis baie mense doen. Hoe gaan ek met daai kankerbehandeling? Nee, ek het nie kanker nie. Bely die positiewe. Dit is geloof hierdie. Dis verkeerd. Jy het nie nodig om ontkenning in te gaan om te wys jy het geloof vir die Here nie. Jy kan erken dit wat fout is met jou. En daar is 'n verskil tussen om die probleem te erken en wat die waarheid is. En om te erken maar ek het kanker. Die waarheid is God maak kankers gesond. So jy kan maar gerus sê wat jy bekeer. En die feit dat jy sê wat jy bekeer is nie ongeloof nie. Inteendeel dat dit reeds dis waarin jy geloof nie.
Dis die feit dat ek my probleme in die oë kan kyk. En ek kan besef, maar ek het God nodig wat my hierin gaan help. Goed so, Jesus het nie daai ding gedoen, ons misken net ons goed, en ons kyk net bo oor dit nie. Hy het die storms gesien. Die derde ene, Jesus is nie net die historiese geneesheer nie. Ek het dit hoeveel keer gehoor, daar is soveel teoloë wat hierdie ding glo, dat Jesus het wel gesond, ons kan dit nie misken dat Jesus gesond gemaak nie, want elke keer, iewers waar Jesus gegaan het, was al siekes en hy het hulle gesond gemaak. Die Bybel is vol daarvan, maar wat teoloë doen is, hulle sê, dit was historiese gebeurtenisse, dit was iets wat nodig was in die Bybelse tyd, om Jesus op die map te sit, en dit is iets wat vandag meer gebeur nie. Nou, die basisteksvers van ons reeks is, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Dieselfde Jesus, wat 2000 jaar terug geloop het, en modder aan 'n ou se oë kan smeer en hy kan sien. Dieselfde Jesus, wat mense gesond gemaak het. Dis dieselfde Jesus nou, wat aan die regterhand van God sit. Dis dieselfde Jesus met dieselfde compassion vandag vir mense wat siek is. Dis dieselfde Jesus wat deur sy gees werk en genesing in jou liggaam bring. Vandag nog. Dis 'n groot realiteit. Goddelike genesing is vandag nog. Dis net iets wat in die verlede gebeur het nie. Kom ons kyk net gou na 'n paar teksverse, daar's nou soveel, maar ek wil net by 'n paar stil staan, om te kyk maar, wie het Jesus genees? Wat vir tipe mense het Jesus genees? Matteus 4:23, die ou vertaling sê, en Jesus het deur die hele Galilea rondgegaan, en in hulle sinagoges geleer, en die evangelie van die koninkryk verkondig, en elke siekte, en elke kwaal onder die volk genees. Die Bybel sê elke, nou glo ek elke. Elke sê, as niks wat uitgesluit word nie. Sê elke siekte en elke kwaal, daar's geen siekte of kwaal wat jy kan hê, wat God nie kan gesond maak. Hy het tot dooies opgewek. Goed so, daar's niks wat God nie gesond kan maak nie. Vers 24. En die gerugte aangaande hom is versprei oor die hele Sirië, en hulle het na hom gebring, almal wat ongesteld was, wat gekwel was deur allerlei siektes en pyne, en wat van duiwels besete was, en maansiekes en verlamdes, en hy het hulle gesond gemaak. Dis 8:16, ou vertaling, en toe dit aangeword het, het hulle baie na hom gebring, wat van duiwels besete was, en hy het die geeste met 'n woord uitgedryf. En wie? En almal wat ongesteld was, het hy gesond gemaak. En sien, Jesus slaan die mense oor nie. So dit vervul sal word wat gespreek is deur Jesaja die profeet, toe hy gesê, hy het ons krankhede op hom geneem, en ons siektes gedra. Wat Matteus hier sê vir ons, ek quoteer iets wat in Jesaja is. Hier is iets wat hier gebeur aan die kruis. So hy het ons sondes op hom gevat. Die teoloë wat so glo dat Jesus net gesond gemaak het in sy tyd en nie meer vandag nie. Die probleem is die Bybel sê nie hy het net ons sondes op hom gevat nie. Die Bybel sê hy het ook ons krankhede op hom gevat. So as Jesus nie vandag meer gesond maak, beteken Jesus vergewe ook nie meer vandag. Beteken Jesus red ook nie meer vandag. Want hierdie ganse mensdom verberg. Goed, so dis baie belangrik, as hy het jou siekte en jou krankheid het hy voor betaal. Hy het vir jou genesing het hy betaal. En hy het jou siekte op hom geneem. Want siektes en krankheid is 'n manifestasie van die sondeval. Dit was die dood het ingetree met Adam en Eva wat gesondig het. En die aarde is vervloek. En die krankhede wat ons het vandag, in ons natuurlike liggame, is een van daai goed wat met ons gebeur as gevolg van die sondeval.
En Jesus kom sterf van die kruis vir ons sonde. En dis hoekom hy ook dan hierdie aggressiewe manifestasie van die dood wat deel is van ons lewe op hom gevat het. En siektes op hom gevat het. Hy het ons losgemaak van dit. Lukas 4 vers 40. Die boodskap sê, toe dit aand word, het baie mense hulle siekes na Jesus toe gebring. Jesus het hulle een vir een aangeraak. Hy het sy hande op hulle gesit. Hoe mooi is dit? Tydens vir mense bid, wat siek is, sit ons hande op hulle. Hy het hulle hande op hulle gesit, en hulle almal gesond gemaak. Hy sit ook 'n hele klomp duiwels uit mense verdryf. Hy het hulle almal gesond gemaak. Lukas 6 vers 17. Toe Jesus saam met hulle van die berg afkom. Hoor gaan mooi. Jesus kom van die berg af. Jy het hierdie prentjie kyk. Hy het daaronder die oop vlakte gaan staan. Ek dink Jesus kom hier af en hy gaan soek om 'n spot waar daar 'n bietjie spasie is. En hier kan staan hy. Daar in die middel van daai oop vlakte. Baie van sy volgelinge en 'n hele klomp ander mense het daarna hom toe gestroom. Soos mense wat Jesus volg, wat aan hom glo, en as gaan 'n klomp ongelowiges, maar allerlei mense, almal stroom hier na Jesus toe. Van oor die hele Judea en Jerusalem, selfs van die kusgebied van Tyrus en Sidon af, het mense in 'n groot massa na Jesus toe gekom. Hulle wil hom hoor preek en ook van hulle siektes genees word. Jesus het dit toe gedoen. Mense wat deur bose geeste beset is deur hom bevry. Almal het probeer om aan Jesus te raak. Hy was so vol krag dat hy almal wat siek was gesond gemaak het. Daar was soveel krag want hy is die geneesheer. En daar's soveel krag. En as jy by die geneesheer van alle tye kom en jy het net aan hom geraak, dat jy gesond geraak. Jesus het almal gesond gemaak. Nou, Jesus het almal gesond gemaak wat na hom toe gekom het. Jesus het almal gesond gemaak wat van hom gevra het. Maar hoor nou, Jesus het ook mense gesond gemaak wat nie na hom gekom het. Wat? Jesus het mense ook gesond gemaak wat nie daarvoor gevra het nie. Wow. 'n Vrou wat in mekaar getrek is, Jesus gaan na haar toe en hy maak haar gesond. Die ou met die maand. Jesus sê vir hom, kom hier so, steek jy jou hand uit en hy maak hom gesond. Johannes 9. Die blinde man sê daar en sê, Here, asseblief maak my gesond nie. Die blinde man sê, hy is blind. Jesus gaan na hom toe en hy maak hom gesond. Petrus hulle, kom by die skone poort, daar's 'n verlamde man. Die verlamde man vra nie asseblief Petrus maak gesond sê, ag gee vir my geld, kyk, bero, sê, nee, silwer en goud het ons sê, maar wat ons vir jou gee, die naam van Jesus staan op en loop. Jy het ons gevra daarvoor nie. Hulle maak hom gesond. Kyk, ek hoef nou 'n bietjie teologie skit nie, maar Jesus maak mense gesond wat nie daarvoor vra nie. Hoekom? Ja, hy is so lief vir mense. God kan homself amper nie help nie. Ek is daar om gesond te maak. Ek is hierdie groot geneesheer. Tweede vraag het ek wil hê ons moet antwoord. Is dit sy wil om gesond te maak? Dink julle ken haar antwoord. Is dit sy wil om gesond te maak? Nou, is sekerlik sy wil om gesond te maak en ons het net gesien hier Markus 1 vers 40. Ons het gebeur. Op pad het 'n melaatse man hom op sy knieë kom smeek, as u maar net wil. Sê, as u maar net wil, kan u my gesond maak. Dat Jesus diep geraak, het dit meegevoel, het aan die man geraak en hy het gesond geword. As u maar net wil. Hoor, Jesus sê vir hom, ek wil dit doen. Word gesond. God wil gesond maak. Dit is sy wil om gesond te maak. Hier is die probleem. Ons twyfel nie. Die meeste van ons kinders is, weet, meeste van julle weet hierse. Ons
twyfel nie of God kan gesond maak. Dis nie die probleem nie. Kan God gesond maak? Ek dink ons almal is redelik oortuig dat dis 'n skillset wat God het. Hy maak gesond. Hy maak bonatuurlik magtiglik. In 'n oomblik kan hy die mees gevreesde siekte laat verdwyn. Goed, so ek dink nie die kwessie is of God kan gesond maak nie. Die probleem is nie dat ons twyfel en vermoë of hy gesond maak nie. Ons twyfel of hy gewillig is. Dis die krisis wat mense rondom gesondheid het. Ek glo God maak gesond, ek glo God kan enigiets doen. Maar wil God nog gesond maak? Wil hy regtig nog genees? Wil hy nog daai geneesheer wees wat hy was toe hy hier op die aarde was? Ek dink dan moet ons net gaan kyk na hierdie woordjie wil. Want Jesus sê ek wil dit doen. Here, as u wil sal u my gesond maak. En Here Jesus sê ek wil dit doen vir die mirakel. So die vraag is dan, ander woorde, wat is God se wil? Nou, hoe leer Jesus bid? Laat die koninkryk kom, laat u wil geskied. Hier is 'n groot kwessie, wat wil die Here? Wat is God se wil vir jou lewe? Daai woordjie wil. Wat beteken daai woordjie wil? In die oorspronklike taal word hy vertaal. Beteken dit desire. God se begeerte. God het 'n begeerte. Is God se begeerte om gesond te maak. As jy testament opstrek, wat noem ons hom in Engels? A will, nee, your last will. Dis jou wil, dis jou begeerte. Ek het 'n groot storie of ek my 10 miljoen rand vir my vrou moet los as ek doodgaan. Okay. Ek het nog groot struggle daarmee. Okay. Wat gaan sy met my geld doen? Okay, so ons vat 'n testament en ons sit ons begeerte wat met ons goed gedoen moet word en hoe ons goed moet verdeel word. So wat is God se begeerte? En dis wat Jesus sê. My begeerte is, ek wil jou gesond maak. Goed, so nou, ek seker van hier kom 'n klomp, ek seker van hier's 'n paar vrae by jou. Want nou is die volgende vraag, hoekom word nie so baie mense gesond nie? As hy dan die geneesheer van alle tye is. As hy vandag nog hierdie groot geneesheer is. Hoekom word nie meer, of hoekom sien jy, of weet jy nie van soveel mense wat gesond word nie? Gou 'n paar eens. Ek kan hierdie goed neerskryf as jy wil. Een van hulle is, baie mense word nie gesond. In jou oor word baie mense nie gesond nie, want jy hoor nie van hulle nie. Jy hoor nie van hulle. Ons het 'n bietjie meer in die kerkwêreld met mense doen het. Ek kan nie vertel hoeveel getuienisse is daar. En ons het regtig bietjie moeite doen dat ons bietjie hierdie getuienisse gekry het, mense kon vertel oor wat die Here vir hulle doen. Hulle kan nie glo hoeveel mense maak die Here bo natuurlik gesond nie. Dit is amazing om te sien. It's amazing om te hoor wat die Here vandag nog steeds doen. En nie net in ons dorp, nie net in ons gemeente nie, reg oor die wêreld. Maak God baie mense gesond. Jy hoor net nie altyd van hulle nie. Nog 'n rede. Ons leef nog steeds in 'n gebroke wêreld. Ek wil jy moet weet, jy is nog steeds vasgevang in 'n liggaam wat deel is van 'n vervloekte, vervalle wêreld. En krankheid en siektes is deel van die lewe. 'n Kind van God of nie kind van God, ons spring hierdie goed nie vry nie. En wanneer 'n maaggriep deur die dorp trek, dan kry jy ook maaggriep as jy aan blootgestel word. En dit baie keer spaar die Here uit genade uit. Ons baie keer van baie ernstig goed waaraan jy blootgestel is.
Ek dink jy sou al as kind van die Here al baie erger en baie sieker gewees het, maar net omdat God, en jy weet dit nie eers in jou bewaar het, maar baie keer doen dit nie. En ons kan God vertrou vir enige siekte, vir enige verkoue, van die grootste goed tot die kleinste goedjies, kan jy maar na die Here toe gaan en hom vertrou. Ons is nog steeds deel van 'n gebroke wêreld. Dis 'n onvolmaakte wêreld waarin ons bly. Hierdie ding is een van die grootste redes hoekom baie mense nie gesond word nie. Ons is baie keer net eenvoudig te slim. Ons is net te slim. Ons wil alles uitredeneer, ons wil alles verstaan. Ons is net eenvoudig te slim. Het is interessant dat die grootste en die meeste genesings gebeur in arm gemeenskappe. Gepraat enige evangelis. Die evangeliste vandag, hulle wil nie onder die ryk mense gaan evangeliseer. Hulle sê, it's a waste of time. Hulle is heeltyd daar intussen die arm gemeenskappe. Daai mense aanvaar die Here net so. Hulle het geloof soos 'n kind en die meeste wonderwerke gebeur daar. Okay. Miskien moet ons weer 'n bietjie meer kinderlik word en nie so slim probeer wees om alles te wil uitredeneer. Nog 'n rede, daar was een wat ek wil voorhou. Daar was 'n oorlog. Daar's 'n oorlog aan die gang. Daar's 'n geestelike oorlog aan die gang. Okay. Jy het 'n teenstander, die duiwel. Hy is die meester van siektes. Hy het gekom te slag, te moord, te steel, sê die woord van die Here. Daniël bid, en sy antwoord kom 21 dae later. En die engel sê al maar, daar was 'n prins in die lig. En ons baie keer 'n geestelike oorlog aan die gang in jou lewe. Geestelike oorlog gaan oor jou. Ons baie keer oop deure in jou lewe. Redes hoekom mense nie altyd gesond word nie. Hierdie melaatse ou. Hierdie ou wat ons kyk in Markus 1. Wow, wat 'n storie. Nou melaatsheid is baie erg. Ek meen melaatsheid, as jy verklaar as jy melaatsheid gehad het, was jy verklaar jy's onrein. En nie net omdat dit aansteeklik is nie, maar 'n groter rede is omdat jy onrein was, mag jy nie in die openbaar toegelaat. Niemand wat onrein was, maar in elk geval naby die tempel in plek gekom het waar God verheerlik word. So dit is 'n groot issue gewees. Nou daai teksvers sê, uit meegevoel raak hy aan die man en sê, ek wil dit doen. Uit meegevoel raak hy aan die man. Hierdie woordjie raak, in oorspronklike taal, teken eintlik direk to embrace. Hy het hom nie so aangeraak nie. Hy het jou gevat en omhels. Okay. Wie doen se skok? Was dit vir die mense wat dit gesien het? Want as al melaatse was, het hulle weggehardloop, altyd van so afstand. Jy kan daar staan, skree maar vir my, jy kom nie nader nie, jy is onrein. En dan steek ek aan, hier kom Jesus, en hy vat hierdie ou, hy sê, ja, ek wil jou gesond maak, en hy kom. Okay, nou kom, hoe beautiful is dit? In die ou verbond, sê, dit wat onrein is, sal dit wat rein is, onrein maak. Dit is die ou verbond sê, dit is wat die Jode geglo het. Dis hoekom, hulle het soveel reëls gehad om rein te word. Hulle het soveel goed gehad wat jou onrein kan maak. As jy aan 'n dooie, iets wat dood was gevat het, dan was jy onrein. As jy 'n dooie mens gevat het, was jy onrein. Dan, alles wat jy gevat het, was onrein. So dit wat rein is, word onrein as dit in aanraking kom met dit wat onrein is. Goed nou. Hier's 'n onreine ou. En hier kom Jesus en hy vat hom, hy kom en embrace hom. En sien, dit is die beauty van dit. Is Jesus het dit gaan omswaai. Dit wat rein is, maak dit wat onrein is, nou rein. Wow. Die reinheid in Jesus, dit kan jy neerskryf. Die reinheid in Jesus is sterker as die onreinheid in jou. Is dit beautiful? Die reinheid in Jesus is sterker as die onreinheid binne in jou. Dit wat onrein is in jou, dit wat onheilig is in jou, dit wat sieklik is in jou.
jy moet net in aanraking kom met dit wat rein is. As jy kan aanraking kom, as jy net in Jesus kan raak, en dis nou, van die teksvers wat ek nou gelees het, hoe die skare het gekom, hulle wou net gehad het, Jesus moet in hulle raak. Want dit geweet, as Jesus in my raak, word ek rein. Ek word gesond. Ek word heilig. Wat 'n geneesheer was Jesus nie, hè? As ek net aan hom kan raak. En dan gaan hy en hy embrace dit en hy omhels dit. Die derde vraag. Wil Jesus my genees? Goed, so Jesus genees. Jesus wil genees, maar wil hy my genees? So ons het 'n probleem dat ons glo, ons twyfel nie in Jesus se vermoë om te genees nie, ons twyfel daarin dat hy my wil genees. Is dit vir my bedoel? Dis wat hierdie melaatse ou eintlik vir Jesus vra. Dat Jesus vra, ja, maar as u wil, kan u my genees. Wat gaan hierdie ou se hart aan? Sê maar, hier is honderde, hier is duisende mense wat gesond word. Ek wonder of u my wil gesond maak. Want in ander woorde wat ek eintlik sê, Here, wil u iemand soos ek gesond maak? Sal ek iemand soos ek gesond maak? Hier is 'n groot ding. Hoor nou mooi, hier is 'n groot ding waarmee die meeste mense rondom gesondheid meer struggle. Ek wonder of die Here iemand soos ek sal gesond maak. Okay, die Here maak gesond. Ek is daarmee. Ja, ek kan na die kerk toe kom, ek kan sien hoe bitter ek fisiek is, ek kan sien, ek kan hoor, en as getuienisse van Jesus maak mense gesond. Ek wonder of Jesus iemand soos ek sal gesond maak. Ek wonder of Jesus iemand wat nie elke dag Bybel lees en bid sal gesond maak. Ek wonder of Jesus iemand soos ek wat my vrou verneem sal gesond maak. Ek wonder of Jesus iemand soos ek wat nooit 'n sent vir die Here of vir die kerk gee sal gesond maak. Ek wonder of Here iemand soos ek wat meer probleem sal gesond maak. Ek wonder of Here iemand soos ek met my verlede sal gesond maak. Ek wonder of die Here iemand soos ek wat 'n strawwe roker is, my longe sal gesond maak. Dis 'n groot ding. Probleem vandag geloof of ons glo of God gesond maak. Dit is 'n issue. Sal die Here iemand soos ek gesond maak? Nou, wie voel hulle verdien hulle genesing? Niemand. Niemand van ons voel nie. Inteendeel, ons almal voel eerder. Die een van ons verdien reeds ons genesing. Ek wil moet onthou. Genade is nie vir hulle wat dit verdien nie. Hoor nou mooi. Hoop jy gaan hierdie nou snap. Genade is nie vir hulle wat dit verdien nie. En Jesus het uit genade uitgenees. Want hy het ons sondes, Jesus red uit genade, hy het sy sondes op hom gevat aan die kruis. Hy het ook ons krankhede uit genade op hom gevat, sodat ons dit nie hoef te dra nie. Hy red uit genade, hy genees uit genade. Markus 2 vers 17 sê, in jou vertaling, en toe die skrifgeleerdes en die fariseërs hom saam met die tollenaars en sondaars sien eet. Okay, net so terloops. Dit is interessant in die Bybel, sondaars
en belastinginvorderaars, mense wat vir SARS werk en dieselfde asem gebruik. Dis nie die Bybel, ek sê dit nie, ek sê nie die Bybel sê. So toe die skrifleerders, die fariseërs saam met die tollenaars en Jesus saam met die tollenaars en die sondaars sien eet, sê hulle vir sy disippels: "Wat is dit dat hy saam met die tollenaars en die sondaars eet en drink?" Okay. En toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle: "Die wat gesond is, het die geneesheer," verwys na homself, "het die geneesheer nie nodig nie. Maar die wat ongesteld is. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar die sondaars tot bekering." Hy bring weer sondaars, genesing, mense wat sieklik is, weer saam hierso. Okay. Hy doen dit uit genade. Hy het nie gekom vir hulle wat gesond is nie. Hy het reeds gekom vir hulle wat siek is. God het reeds 'n passie vir hulle wat verlore is, en hy het 'n passie vir hulle wat siek is. Vraag is ek goed genoeg om my genesing te verdien? As daar een ding is van vanoggend wat ek wil hê jy moet onthou. Asseblief, weet ons vergeet die meeste van al die goed wat ons hier leer. Asseblief, as daar een ding is wat jy vanoggend moet vat en wat jy moet onthou. Jy is sleg genoeg om te kwalifiseer vir 'n genesing. Hoor my? Jy is sleg genoeg. Jy kan dit nie verdien nie. En die manier hoe jy kwalifiseer daarvoor, jy moet kwalifiseer vir God se genade. En dis die kriteria wat Jesus gebruik om te sê, ja, ek het gekom vir hulle wat gesond is, wil jy sien wie kwalifiseer vir genesing? Hulle wat siek is. Hoor nou my. Ek het gaan kyk na gaan kyk na al die genesings in die Bybel. Gaan kyk na elke een wat Jesus genees. Daar is iets wat hulle almal in gemeen het. En ek hoop nie ek nou gaan ek jou skok nie. Was iets wat elke een wat siek was, wat Jesus genees het in die Bybel, was een ding wat hulle almal in gemeen het. En dit is nie geloof nie. Hoor nou. Dis nie geloof nie. Want Jesus het mense gesond gemaak, dat hom dit nie eens gevra het nie. Jesus het mense gesond gemaak, wat nie eens noodwendig dit behaat het nie. Hoe kan jy, as jy dit dalk eens wil hê nie, hoe kan jy dan vervra nie, hoe kan jy dan glo daaraan? Jesus maak nie net mense gesond wat geloof het nie. Ek weet ons gebruik dit, ek weet ons sê, ons het geloof nodig om gesond te word. En dit is waar. Ek wil hierdie ding by jou tuis bring, wat mense gekwalifiseer het om genees te word, was nie geloof nie. En wat hulle almal in gemeen gehad het, was hierdie een ding. Hulle almal was siek. Hulle almal het in hulle liggame God nodig gehad. En wat, as jy pyn het, 'n krankheid het, 'n siekte het, as daar iets verkeerd is in jou liggaam, al is dit hoe klein, of al is dit hoe lewensgevaarlik vandag, wil ek hê moet jy weet, Jesus is die geneesheer, en hy maak siekes gesond. Ons het God bitter nodig vir ons genesing. Ek wil jy moet vanoggend besef dat, ek sluit nou af nie meer, ek wil jy moet besef dat, jy moet op 'n plek kom waar jy God kan vertrou. God kan vertrou vir jou genesing. En alhoewel God op 'n natuurlike manier gesond maak, en alhoewel God deur die mediese wetenskap gesond maak, is jou vertroue nie in dat jou liggaam self oor dit gaan kom nie. Is jou vertroue nie oor wat die dokter vir jou gaan kan doen nie. My vertroue is wat van God doen vir jou. En ek dink dit is die boodskap wat oor en oor in die Bybel neerkom, is kan ons God vertrou? Kan ons op God staat maak?
En kan ons bly op God staat maak, ten spyte van dat dinge dalk nie altyd uitwerk nie? Kan jy op God bly staat maak, ten spyte daarvan dat jy hom al hoeveel keer gevra het? Kan jy op God bly staat maak, ten spyte daarvan dat jy sieker en sieker word? En ek het die hele klompie jare terug baie snaakse bakke virus opgetel, al my ingewande het gaan staan, land in die hospitaal, en gaan net elke dag bietjie meer agteruit. Beland by einde van die dag in intensief, en die gevolg van dit alles in my liggaam is dat my infeksievlakke net die hoogte inskiet. Tot op 'n dag, waar 'n spesialist by my bed kom staan en my gesê het, ons kan niks meer vir jou doen nie. Ons geen medikasie, as niks wat ons vir jou kan doen nie. En as jou infeksievlakke enigstens hoër gaan jy sterf. Jy's op 'n keerpunt. Hy sê so, môreoggend, as ek hier kom, en ek het so 'n chart by jou bed, wys dit elke dag, trek hulle bloed, meet hulle my infeksievlakke, teken dit aan. Jy sien net hoe gaan my chart al hoor. Hy sê as ek môre kom, en jou infeksievlakke is nog hoër, moet ek ingaan teater toe. Dan gaan ons jou oopmaak, ons gaan kyk, hy weet nie wat ons kry nie. Ons sê 'n toets wat hulle my nie aan blootgestel het nie. En hulle sê net dat, en hy sê vir my, die slegte nuus is, die toestand van jou liggaam is, met hierdie hoë infeksie vertel, is die kans goed, dat jy hierdie operasie gaan oorleef. Maar ten minste sal dit die laaste ding wees, wat ons doen, nou in jou lewe te red. As jy my net teater in is. Okay. So, jy kry doodsvonnis, as 'n spesialist dit vir jou sê. Daai aand, bid ek maar, soos ek hoeveel keer, honderde kere, vir daai paar weke in die hospitaal was, gebid het. Here, maak my gesond. Asseblief, maak my gesond. En die volgende oggend kom hulle trek my bloed. En dan kom die dokter terug, kry die uitslae. En hy sê, trek weer iemand se bloed, stuur dit weer af. Hy kom weer terug na my toe, hy sê, dit is onmoontlik. Daar's geen manier dat iemand se infeksie klarings dit kan wees, die een dag, die volgende dag nie kan wees. Dit is medies, onmoontlik. Okay. Dis wat God doen. En ek het God geleer ken, as 'n God wat genees. En God kan hoofpyn wegvat. En God kan jou die kake van die dood uit ruk. Kom ons sluit hier. Ek wil volgende geleentheid gee vir mense wat die Here wil vertrou vir hulle genesing. Ek wil saam met jou bid. Ek wil saam met jou bid dat God jou liggaam aanraak vandag. En as jy ingeskakel is live saam met ons en jy sit dalk daar en jy het God bitter nodig om jou liggaam aan te raak, wil ek jou insluit by dit ons nou hier gaan doen. Wil jy nie vanoggend net opstaan voor die Here? Sê Here, ek staan vanoggend hier, want ek sit my vertroue op die geneesheer van alle tye. As jy nou die Here wil vertrou, genees met jou liggaam, staan nou. Ek gaan God vertrou. Ek gaan God vertrou. As jy daar by jou huis is, so waar ook al is, jy wil reageer en jy opstaan. Vertroue. Ek gaan God vanoggend vertrou. Hy is die geneesheer. Die res van ons wil nie jou hande net op iemand gaan lê nie. Kyk gou om jou staan. Sit nie hand op sit nie. Doen dit so op 'n reg Bybelse manier. Bybel sê gaan lê jou hande op die siekes.
daar is salwing van die Here wat in jou is, die krag van God wat in jou is, daar die reinheid, daar die heiligheid van God wat in jou is, raak bietjie, dit wat rein is, maak dit wat onrein is, vandag rein. Jy wil die gees van die Here in jou het, dan lê jou hande op iemand, raak hulle aan. Dan kom ons bid bietjie vir mekaar, net daar waar ons is. Here, ek bid nou vir elkeen, selfs hulle wat nou na hierdie uitsending luister. Ek kom my hande na jou uitsteek en ek bid dat die Here jou sal aanraak. Net daar waar jy is, dat die God wat hierdie melaatse aangeraak het, dat God sy hand nou op jou sit, dat God jou nou omhels en dat die Here jou nou vashou en dat die heerlikheid en die heiligheid en die salwing van die Here nou oor jou vaardig word. Here, ek wil elke krankheid in elke liggaam wil ek nou bestraf in Jesus naam. Party van hierdie krankhede kom as gevolg van verkeerde goed in ons lewe, as gevolg van 'n werke van die duiwels in ons lewe, en ek bestraf hierdie werke in Jesus naam. Maar baie van ons is maar net natuurlik siek, Here. Baie van ons is maar siek van die ouderdom waar ons in. Baie van ons het net een of ander siekte of een of ander krankheid opgedoen, 'n besering dalk opgedoen. En vandag bid ek vir jou in die naam van Jesus. En Here, ek vra nou dat die Gees sal beweeg. Die woord leer ons in die volgende gelees, dat deur u wonde en dan vir ons genesing gekom, en u het ons genesing aan die kruis gedra. En ek bid vandag vir genade vir elkeen wat luister. Ek bid nou vir genade vir elkeen wat hier staan, dat die krag en die salwing van die Here in hierdie oomblik voor jou sal vaardig word, en die heerlikheid van die Here daai krankheid sal aanvat. Ek bid vir elke pyn om te verlaat in Jesus naam. Ek bid vir elke kanker om te los in Jesus naam. Ek bid vir hoofpyne wat sal verlaat. Ek bid vir rugpyn, die sal beter word. Ek bid vir organe wat nie reg funksioneer nie. In die naam van Jesus bid ek dat hierdie krag van die Here en God se reinheid jou nou salf en jou nou rein maak vir die Here. Hy is die geneesheer wat nou beweeg. Hy is die geneesheer wat nou salf. Hy is die geneesheer wat nou vir jou die deurbraak bring. En Jesus, die geneesheer, sal al die eer kry. Hy is die een wat gesond maak. En Here, nou ons hande opsteek. En ons wil u dank en ons wil u loof. U alleen, Here. Ons wil u alleen eer vir hierdie werk wat u nou in my liggaam gedoen het. Vir hierdie werk, vir hierdie oorwinning wat ek nou ontvang, Here. Dankie dat u my, iemand soos ek, ook vandag wil gesond maak. Dankie dat u my nou raak sien, Here. En dat u compassion het. Dat daar passie is ook vir my krankheid in u hart vandag. En dat hierdie salwing nou oor my liggaam spoel. Dankie daarvoor, Here. Dankie, Here Jesus. Amen. Amen. Prys die Here. Kom ons gee die Here al die lof, al die eer. Ons staan saam.
jou vanoggend mense die aangeraak. Verseker. En asseblief getuig. Asseblief vertel vir mense wat Jesus vir jou doen. Vertel vir ons. Dat weet ons, stuur vir ons 'n boodskap wat God vir jou doen. Ons wil dit saam met jou celebrate. En dalk as jy